Jy gaan môre tegemoet. Ek hoor die grootste meeting wat sy nog ooit in haar lewe gehad het. Grootste meeting wat vir haar trane besorg het deur die afgelope paar weke. En jy gaan môre instap. Jy gaan vanmôre uitstap. En jy gaan vanmôre sê, ek kan nie wag om môre om aan te preek. Halleluja. Want my God is daar en my oorwinning is ook daar. Halleluja. Glory. Geen vrees. Ek wil vanmôre, jy moet saam met my blaai en ek volg as die Here wil om nie lang te wees vanmôre nie. Die tweede boek van Korintiërs, die 4de hoofstuk. Korintiërs 4. Gaan net so 3 verse vir jou lees, vanaf die 7de vers. Maar ons het hier die skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Amen. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie goddelike oomblik. Hierdie kosbare woord van U, wat ons vanmôre nog so met 'n vryheid kan lees, kan oor praat en kan verkondig. Wil ek dan vanmôre bid en vra, Vader, dat U elke oor sal open en elke hart ontvanklik sal wees, sodat wanneer die woord van U uitgaan, Vader, dat dit op goeie grond sal val, dat het sal ontkiem, en die grond sal sterf en sal vrug oplewer, en veel vrug. Ek bid, Vader, dat die woorde van my mond, en die oordekking van my hart vanmôre, welbehaaglik voor U sal wees. En ek U die Here posisie in die kerk het, môre, en elke ander diens wat sal volg. U die Here plek het in elke kind van God se hart, lewe en huishoudings, en ons gee die lof en die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan eintlik vanmôre met u praat oor 'n tema wat iemand in hierdie kerk raak nie. God in jou slegte dae, want dit mos nie slegte dae. Kom aan. Is daar iemand in die kerk wat slegte dae beleef? Ja. Ek begin sommer by my. My Lord, dis daar 'n paar van ons. Hy wil môre praat met God in jou slegte dae. En liewe broer en suster, elke kind van God wat vanmôre in sit moet erken, dat op my lewensreis is daar nie net kalm waters. Amen. Dis nie alles net maanskyn en rose nie. En elke kind van God vanmôre, selfs hulle wat by hierdie uitsending sal kyk, gaan weet dat daar slegte dae is, wanneer niks vir jou sin maak. Ja, amen. Wanneer jy niks verstaan, wanneer dit vir jou voel, asof daar nie 'n oplossing is nie. Kom aan. Amen. Amen. Ek het nou in my binnekamer gelê en sê ek, my God, waar is die Here vanmôre? Wanneer daar geen raad meer is nie. Maar dank God vanmôre, dat hy is nie net 'n God wat in die goeie tye saam met ons is nie. Amen. Hy is ook 'n God wat baie naby aan die slegte tye in my lewe is. Dan is hy 'n God wat elke tree van die weg met my stap, halleluja, want ek
weet vanmorgen, en jy moet vanmorgen weet, ek het hier die skat van God in aarde kryke, prys sy heilige naam, halleluja. Beteken nie die aarde kryk van my hierdie liggaam nie. Hy kan weggooi, hoor. Hy kan breek, hy kan seer kry, hy kan teleurgesteld wees, maar ek dank God vanmorgen, hy het 'n krag hier binne ingesit. Die alomteenwoordige krag van God. En daar is 'n goeie nuus. Hierdie God wat ek vanmorgen aanroep, sal my nie begewe, hy sal my nie verlaat nie, en hy sal my nie alleen los nie, halleluja. Jy moet gesien wanneer as jy baie geld het, jy baie vriende, kom aan, weet julle dit nie? En as die geld op is die vriende ook op. Is dit waar? Maar dank God vanmorgen, dat wanneer ek in my storm beland, dan skram God nie weg. Wanneer ek in my probleme is, en die golwe oor my slaan, dan verdwyn hier die God wat ons nie aanbid nie. Want jy sien vanmorgen, my geveg is vanmorgen sy geveg, halleluja. Hy stel vanmorgen nog intens in my en die belange, en dit wat vanmorgen in jou lewe aan die gang is nog steeds vir God belangrik. Die apostel Paulus beleef 'n paar slegte oomblikke in sy lewe. Onderweg na Macedonië skryf hy 2 Korintiërs 7 vers 5. Want ook toe ons in Macedonië gekom het ons vrees geen rus gehad nie, maar ons is op allerlei maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge, en van binne was daar verskrikkinge. Weet jy wat sê? Hierdie godsman erken, dat ek het nie net een vrees gehad nie. Ek het vrese gehad van binne en van buite. Kom aan, is daar iemand wat hoor wat ek sê vanmorgen? Vrees van binne en van buite. Nie net een nie. En jy moet verstaan vanmorgen, Paulus was 'n mens soos wat ek en jy 'n mens is. Hy het gedink soos wat ek en jy dink, hy het gevoel wat ek en jy voel. Hy het beleef wat ek en jy beleef, en het seer gekry soos wat ek en jy seer kry. Hy was 'n mens net soos ons. Hy het ook emosies gehad soos ons. En die gelowiges in Asië, weet jy wat maak iets so seer? Ek verwag dat die sondaar na buite na my gaan seer maak. Is dit waar? Weet jy wat maak my seer? Wanneer het 'n medegelowige? Kom aan, kerk. Daai ou wat saam met jou amen en halleluja. Hy wat saam met jou heen en saam met jou bid soms. En hy kom en hy steek die dolk in jou rug ensovoorts. En dis net presies wat met hom gebeur het. Die gelowiges in Asië teen hom gedraai. Hy het vir hulle gebloei in 'n gevangenis. Hy sê 2 Korintiërs 12:15. En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek, terwyl ek julle oorvloediger lief het, minder bemin. Hy sê, ek gaan vir jou meer doen, alhoewel jy minder van my dink en minder van my omgee en minder goed praat van my. Gaan ek dit nog steeds vir jou doen. Hy skryf, hy sal sy alles gee. Ek sal julle meer in die veld draai, julle alles teen my. Paulus belewe 'n paar slegte dae. En weet jy wat ons vanmorgen met Paulus leer? Hy het nooit ingegee om sy gevoelens oorhand wil kry. Hallo? Nou, ek weet, is iemand hier die kerk, kom aan nie. So, 'n broer of 'n suster iets in die kerk doen. Dan ek gaan nie na kerk toe kom nie, want hy op sy sit dan. Julle lag, ek weet dit nie gedagtes ook was. Hallo kerk van die Here. Paulus het gegaan en hy die Here gaan dien, die woord verkondig ten spyte van wat mense se gevoelens oor hom was. Te midde van wat hulle optrede oor hom was. Hy het nooit aan al die versoekings wat rondom hom.
Hy het nie gesê nie, maar ek het Paulus hier was gesê, julle is 'n klomp rascals. Kom aan, kyk vir jou. Mense wat hom seer gemaak het. Maar hy het nooit aan die omstandighede om hom, aan daai versoekings het hy gehoor gegee. Hy skryf in die 7de hoofstuk van 2 Korintiërs, 4 vers. Ek het 'n groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem is oor julle is groot. Ek is vervul met troost. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukkinge. Wat sê Paulus? Hy sê toe ek verdrukkinge het, hoe meer die verdrukkinge, hoe groter die blydskap. Dis die weer nou. Daai ou. Daar moet jy dingetjie. En dan wil ons op goed verloorse vlakte gaan sit. My God, en die kinders van die Here nie na sake geword. Ja. Kies vir die term, maar dis hoe ek dit dink. Amen. Was die wanneer jy nou jou so hou gee. Ja, I love you, God bless you. Kom op met saam met jou, kom ons dien die Here. Dan draai ons die ander wang. Ja. Ons wil anders doen, want ek wil myself verdedig. Maar Paulus kom en hy kyk verby daai klomp versoekings. Maar dit het nie by hom saak gemaak hoe groot daai verdrukking was nie. Sy blydskap het gebly. Hoekom? Want hy het geskrywe, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Halleluja! Iemand wat sê, waar hy gaan sit, jy lyk of jy in suurlemoenstap gedoop is. Jy praat ons regtig, hoor. Maar jy so nors lyk. En die vyand jou blydskap weggevat. En hy gaan met jou maak net wat hy wil. Hallo? As jy jou blydskap verloor het, dan is jy so oop teiken. En hy gaan jou skiet. En hy gaan jou tref. Hy sê in 2 Korintiërs 7 vers 6. Hy skryf verder, hy sê, maar hy, wat die nederige troos, naamlik God, het ons ook vertroos. Halleluja. Die God wat vir Paulus vertroos het, is ook die God wat my en u vanmôre sal vertroos in die naam van Jesus. Halleluja. Miskien voel jy vanmôre of jy 'n paar slegte dae beleef. Is daar iemand in die plek? Halleluja. Jy voel vanmôre of jy so 'n bietjie deur 'n woestynpad gaan. Maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Hy sê wat geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. En hy is gister en vandag tot in alle ewigheid. Is hy nog dieselfde God? Hy is nog die God van vertroosting. Hy is nog die God van ontferming vanmôre. Halleluja. Jy moet hom net 'n kans gee. Amen. Prys die Here. Wanneer ek 'n slegte dag of twee beleef, ek gaan jou net iets sê wat God jou wil leer in jou slegte dag. Hou op klaar murmureer wanneer jy 'n slegte dag het, of 'n week of 'n maand. Hou op klaar daaroor, want God is besig om jou iets te leer. Gaan nou daar by kom. Hy is besig om jou so 'n bietjie te vorm. Halleluja. Wat mooi. Wanneer ek slegte dae het, dan het die skat wat ek in elke kruik het vanmôre. Hierdie krag van God en die vermoë om elke vyand te oorkom. En elke vuurige pyl af te weer. En elke omstandigheid te verander in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Luister, die Here Jesus gaan op 'n stadium by Betanië weg en ek neem aan hy het nie ontbyt geëet nie. Want die woord sê hy het weggegaan met honger geword. En terwyl hy stap, toe sien hy in die verte 'n vyeboom. Groen blare. En hy reg en hy stap na die vyeboom toe met die oog om 'n vrug daar af te kry want hy's honger.
En toe hy daar kom, toe sien hy, dis maar net 'n boom, 'n vye boom met mooi blare. En weet jy wat is so besonder aan daai gedeelte? Gaan lees die woord. En die Bybel sê, daar was nie vye nie, want dit was nie tyd vir die vye gewees nie. Amen. Maar Jesus gaan soek vye. Elke kind van God, wanneer jy in die somertyd, dis somervrugte. Elke kind van God, wanneer jy die somertyd van jou lewe gaan, kan daar vye aan jou boom wees. Jy kan vriendelik wees en jy kan goed wees vir mense. En jy kan verdraagsaam met hen, jy kan lydsaam met hen. En jy kan al die mooi goedes hê. Maar Jesus kom daar en toe soek hy wintervrugte aan hy boom. En wanneer dit nie so goed gaan nie. Wintervrugte, wanneer jy 'n paar slegte dae beleef. Wanneer jy so 'n bietjie af is. Kom aan, ek sluit my nie uit, ek preek hier van hierdie muur af, hoor, tot daar agter en kant op kant. Wanneer jy so 'n paar slegte tye deurgaan, dan gaan die Here Jesus ook by jou stil staan, en hy gaan wintervrugte by jou soek, wat by die bekering pas. Hallo. Kom jy eendag uit die kerk uit, hoe Corrie ry agter my, net hier, by St. Mike's brug, toe trek hulle my af. En ek het nie die veiligheidsgordel. Oh, I don't like it. Maak het ook nie aan. Hoe dan, ek staan skuldig, ne? Dan skryf hy vir my 300 rand. Kan nie kwaad word, en ek kom nou net uit die diens. Die Here het ons nou net geseën. Ek moet vruggies dra. Ek moet vriendelik wees. Ek moet dit aanvaar. Ek moet 'n stukkie Bybel hier uit my uit vir hulle gee. Halleluja. Want dis nou nie 'n lekker ding nie. Ek kom nou in die kerk. Ja, maar ek nou gaan halleluja prys en geshout en gejump en nou kry ek 300 rand kaartjie. Pas op as jy God vra vir geduld. Ja. Dis 'n paar broers wat weet waarvan ek praat. Pas op as jy die Here vra vir lankmoedigheid. Selfbeheersing, hy gaan nie kom en sê jy so pakkie selfbeheersing hier. Amen. Hy gaan mense op jou pad stuur. Van daai mense wat minder lief kry daar. So ken jy hulle? Is daar so 'n woord? Ek weet nie of daar so 'n woord is. Maar hy gaan moeilike mense op jou pad stuur. Want jy het gevra vir iets en daar's nie 'n ander manier nie. Jy moet dit begin lewe en hy stuur vir jou hulp. Hy stuur mense op jou pad. So dit beteken as jy daai persoon wat op jou pad gaan stuur. En jy stap daar in die mall. En God stuur daai persoon reg van voor af. Dan draai jy sommer in en ek gaan nou my koemboeke in. Ek sê dit van die Halleluja. Of jy draai in en daar's 'n baba winkel, man, you do all for that. Hoor mooi. Om daai persoon te vermy. Maar God stuur daai persoon wat jy vir iets gevra. Jy het gevra, Here, gee my, help my met hierdie. En die Here is besig om jou te help. En hy kom daar verby, ek terug daar by die vyeboom. En hy vervloek daai vyeboom. Hy sê, mag daar nooit meer van jou vrugte geëet word nie. Dis nie tyd vir vrugte nie, maar hy vervloek die boom. En toe hulle weer verbykom, sê hy, kyk hier. Hierdie boom het nou, hy's droog tot in sy wortels uit. Daai selfde krag het ek in die aarde gekry vanmôre. En u het dit vanmôre hier in jou. Jy sê al wat God sê ek het dit vir jou gegee, wil jy dit nie mag gebruik nie. Ons doen maar ek krag. Man sê eendag vir sy dogter. Sê van die weet dit. As jy op pad mee gestap en dan gaan jy weet dat ek gebruik het as 'n voorbeeld. Sy onderskeidings dwarsdeur. Staan 5, ons praat graad 7. Is dit reg? Staan 5 graad 7.
Sy het onderskeidings, ek moet vir jou voorbeeld gee vanmôre. Staan dit 6 onderskeidings. Staan dit 7 onderskeidings. Sy wil aptekers besig gaan studeer, sy wil eie apteek hê. Staan dit 8, top sy met vleiende vaandels. Remotely hoe is dit moontlik? Sy top. Raak swanger, buiteegtelik kind, trou naderhand, op die rotse, geskei, kom nêrens nie, kan nie geestelik groei nie, kom nêrens nie. En sy beland by my, ek sê, was something happen, iewers. Moenie vir my sê, jy het nie 'n krag in jou, al gebruik jy dit in die negatiewe, iets gou in oor. Sy sê, iewers in standaard 5, graad 7, sy sê, papi va, sy sê, jy is 'n gemorsie sal niks word in die lewe. Hy het agterna gesê, skus papi het gesê, skus het nie die vloek gebreek nie. Wees versigtig wat jy sê, want daar is krag in jou woorde. Spreek 18:21 sê, die mag van die lewe op dood in die tong, en hy wat het gebruik sal die vrugte daarvan eet. Slegte saad, gaan slegte vrugte bring, hy gaan ook groei. Hy het die karakter wat hy gaan groei. So as jy iets sê wat nie reg is nie, bly jy daar, maak kragteloos daai ding wat jy gesê. Hy praat van in Filippense 4:19, jy ken hy ding uit jou kop uit. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Groei dit vanmôre met jou hart. Groei jy vanmôre dat dit wat daar geskryf is, of dit 'n pragtige vers geword op te quoteer wanneer jy by kinders van die Here is. My God sal in elke behoefte. Paulus kom en hy gebruik 'n enkelvoud. Hy sê nie behoeftes nie. Hy sê behoefte, want alles wat jy vanmôre het, is in Jesus Christus. Alles wat jy vanmôre het, word deur hom gedoen. Amen. Behoefte, dit beteken jou werk. Sal nie vanmôre sê, susters moet hulle probleme bring nie, want dan gaan hulle mansie na die altaar toesleep. Kom aan! Maar jy kan jou man en die Here opdra. Amen. En dit beteken nie net jou werk nie, jou huishouding nie, verhoudings nie, nie net jou geld nie, dis jou besigheid. Dis alles wat jou behoeftes sal my God voorsien, ryklik aan jou, halleluja. Maar jy moet iets doen vanmôre. Jy wil ons 'n bietjie kan opstaan. Halleluja. 1 Korintiërs 17 gaan Elia sê, God sê vir Elia, gaan steek jou weg by die spruitkruid. As jy drink die water van die spruit, en ek het klaar met die kraaie gepraat. O, God, awesome God. Tot die kraaie is te voor. As jy gaan die môre gaan of jou brood en vleis bring, nie van die eet 2 keer 'n dag vleis. Kom. Maar in die aand dan bring hulle weer brood en vleis. Man. En hy bly daar totdat die water onthou het gesê, daar gaan geen reën wees nie. Toe die spruit begin opdroog. Die Here sê vir hom, gaan na Sarfat toe. Daar sou weduwee, ek het klaar met haar gepraat. Maar hy kom daar, en hier is hierdie weduwee, is besig om 'n paar houtjies op te tel. Hy sê, bring gou 'n bietjie iets om te drink, en sy stap weg, terwyl sy wegstaan. Hy sê, bring sommer vir my brood saam. Ja, dat gaan nie meer. Nie nou. Sy sê, ek het hierdie paar houtjies opgetel. En ek het 'n bietjie olie in my pot. En ek het 'n handvol meel. Dis wat ek het. En ek gaan 'n brood maak vir my en my seun. En dan gaan ek en my seun daai brood eet. En dan gaan ek en my seun sterwe. Because there's nothing left. Dit kan wanneer jy jou slegte dae kom, kan ons ook sê, Here, ag, kan iemand net my kom haal. Here, dis nie die moeite werd nie. Maar Elia weet hier in hom, is daar 'n krag. Is daar 'n krag. Wat vir hom sê, God sal voorsien. Daar is 'n krag wat sê jou olie gaan nie minder word nie. En jou meel, jou skottel gaan nooit minder word nie. Daar's 'n krag. As seun word siek net daar en hy sterwe. En hy gaan net 3 maande op hom gaan lê. En daai krag wat in hom is, kom in daai seun en hy gee daai seun lewensvraag. Ek sê vanmôre, kind van God, wil jy nie
En weet 'n paar slegte dae beleef. 16-jarige seun Dawid kom van die veld af. Sy pa sê pak 2 broers kos. En hier kom hy. En hy kom stap in die volk se 40 dae van slegte dae. Van 'n reus wat elke dag op hulle skree en die slagordes van God uitdag. En die sou gee wagtertjie. Sê ek vir wat hierdie plek wat jy sê wel ek is nie pastoor en ek is nie evangelis nie. I don't care, as God jou wil gebruik God jou, halleluja. Ten spyte van julle, is hy met wat my hoor in die plek. En hier kom die veewagtertjie. Is jy wat sê hy? Hoe kan hy dit doen? Want elke keer wat hy praat, daar vlug God se volk in die berge, die skeure en die grotte en dan kry weg. En hier is 'n seun wat sê ek gaan dit nie dood nie. Hoekom? Want hy het 'n krag in daai erdekryk gehad. Wat gesê het, as die leeu die beer kom en die lammetjie vat, dan hol ek nie weg nie, dan sit ek hom agterna. En as ek hom kry, dan skeer ek sy bek oop en dan haal daai lammetjie uit, halleluja. Daar is 'n krag in Dawid, en hy sê, maar hy moes iets doen. Hy moes na die spruit toe gaan om 5 klippies op. En hy moes sy slinger opvat. En hy daar nader gehardloop na daai man, ons ken almal die uitkoms van daai ding. Hy stap in by 'n oorlogsfront as 'n klein tingerige veewagtertjie. Maar hy stap uit as 'n groot held van die volk van Israel, halleluja. Hy stap uit as 'n oorwinnaar, want hy het 'n krag in sy erdekryk van hom. Hierdie selfde krag vanmôre. Jy en jou, prys die wonderbare naam. Halleluja. Maar ek wil vanmôre, sien ek jy moet vanmôre sê, Here, ek wil so 'n bietjie die pad toe kom. Sodat ek kan voorstap en nie ek nie. Jy sien ons het ons 'n manier. Here, jy moet dit vir my doen, maar Here, jy moet dit so doen. Here, jy moet dit so doen, ek gaan dit doen. Here, dan moet jy dan so doen, Here. Jou broer het gesê, pastoor, ek is 30 jaar op God se pad. Wie sê die pastoor van broer? Wil jy nie so 'n bietjie uit die pad kom nie? Dat die meester kan voor. Dan bly jy onder die wolke op. Dan bly jy onder die vuurkolom. Amen. Dat God jou lê. Want hulle wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van die Here. Dit waar? Amen. Halleluja. Kan ons nie maar vanmôre sê, Here, ek wil U nie beperk nie. Kan hulle sê, Here, wil U nie vanmôre die goddelike doele in my lewe bring nie. U is my krag en my sterkte. U is my hulp, U is my God, U is my rots. Halleluja. Amen. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, vertrou die Here niks anders dan nie. Want niks is buitekant God se beheer nie. Amen. Niks is buitekant sy beheer. Of jy sê dan ek wil nie, ek gaan 'n paar goed skiep, maar ek wil uitkom by dit. God wil iets leer. God wil jou iets leer. Jy sien die Bybel sê, en hy wil jou vorm na die beeld van sy siel. Hy wil jou vorm, broer, suster, jong mens. Hy wil jou vorm na die beeld van sy siel. Amen. Iemand het eendag, wat jy weet, 'n beeldhouer as hulle met hout werk, né? 'n groot blok gehad. Toe sê hulle van, wat gaan jy maak? Toe sê ek gaan 'n arend maak. Uit 'n stuk square blok uit, hout, groot blok. Toe sê hulle, hoe gaan jy dit regkry? Hy sê, dit is baie maklik. Ek gaan alles wat nie soos 'n arend wat wegkom. Ek gaan alles wat nie soos 'n arend lyk nie, gaan ek wegsny. Hy wil jou vorm na die beeld van sy seun. En God sal jou op 'n pottebakker skep sit. En hy sal alles wegvat wat nie lyk na die beeld van sy seun. Amen. Look, hy sal alles wegvat sodat hy jou daar. Maar hy wil iets doen. Hoor net gou. Wat sê Psalm 119 vers 71? Dit is goed vir my dat ek verdruk was. Dit is goed vir my dat ek slegte dae gehad het. Dit is goed vir my dat ek 'n slegte week gehad het. Hoekom?
sodat ek die insettinge sou leer. God wil jou vanmôre iets leer, sy insettinge en sy verordeninge in jou slegte dae. Amen. Hier is ene wat julle nou almal, jy kan maar klaar sê Eina. Sê Eina. Jy gaan nou hoor hoekom jy Eina sê. Hy wil jou nie net leer aangaande, hy wil jou karakter vorm, hoor hierdie skrifgedeelte. Romeine 5, vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook aan die verdrukkinge, jou slegte dag, jou slegte tydperk, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Wat is lydsaamheid? Patience. Geduld. Sê maar weer amen. Of Eina. Eina. Waar? Amen. Geduld. Suster, is nie nodig om jou aan swaar te slaan. Jy sien ons lees beteken dit lydsaamheid, maar ons weet nie wat lydsaamheid beteken. Lydsaamheid beteken geduld, patience. So wat sê hierdie vers vir ons? Omdat ons weet dat ons verdrukking geduld werk en die geduld beproefdheid. Wat is beproefdheid? Wie is beproefdheid? Dis ondervinding, experience. God wil jou karakter, ek kan klaar. God wil jou karakter vorm. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid, dis nou die geduld werk. En die lydsaamheid, dis geduld, beproefdheid, dis nou die ondervinding, en die beproefdheid, hoop, en die hoop beskaan nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, die kosbare skat wat ek in my hart in die aarde kry. Hy sê Jakobus 1 vers 2, die speel vir my woord, ja asbief. Kan nou nie spirit nie word nie. Jakobus 1 vers 2, 3. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Moenie kwaad word, wanneer jy slegte dae beleef. Maar weet jy wat doen ons? Ja, die Here het ons van my vergeet. Jy moet gaan dink waarvoor het ons die Here beskuldig gehad. Die Here het my nie meer lief nie. Jy beskuldig God. Die Here gee nie meer vir my om. Jy beskuldig die Here. Nee, die Here het mos sekere blue-eyed boys and girls. Jy beskuldig God. Maar ek beleid met my goed gaan. Maar goed beleid, broer, sister. Maar goed beleid. Want God is nie aannemer van persoon. Hy kyk nie na broer Johan, wat pen jy, is nou maarder as ek en ek is groot vir Here, gaan net met hom. Nou wees, die Here werk nie so, hy is nie aannemer van persoon. Hy sê hy wat kom, hy wat dors het kom, hy wat wil kom verniet. As beleef slegte dae, en dat ons baie keer 'n slegte gesindheid, wat daarmee gepaard gaan. Hy sê altyd loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, geduld bewerk. Dit waarmee ons sukkel. Ons is ongeduldig. As ek die Here vra, Lord, it must have happened yesterday already. Hallo? Pastor, maar net op staan sê die Here wag, né? Sy op staan sê sy wil nie daai woordjie wag hoor nie, want dis al die Here wag. En sy wag nog steeds. En môre is 'n ander dag, môre is 'n oorwinningsdag, haleluja. Want sy het lank genoeg gewag, prys die naam van die Here. Sy moet wag. Maar ons is ongeduldig, want ons wil nie. Ek was so. Toe gaan die Vrystaat was nie vir 'n paar jaar nie salaris gekry nie. Jy werk vir die Here doen wonderwerke, die Here alles, en daar's nie 'n salaris nie. As jy maar sê, hou net moed, die Here gaan. Ek het ons daar vir broer sê, broer, hou op met hou moed, ek wil dit nie hoor nie.
Wil ek nie hoor nie. I want to see something. Geduld. God verwag van jou iets te doen. Toe Paulus en Silas en ek sluit af. Toe Paulus en Silas in die tronk is. Hulle stukkend geslaan op hulle rug. Hulle is in hand en voetboeie. God het een ding van hulle verwag. Wat hom nie teleurgestel nie. Wat om middernag. Dis die blydskap nog daar. Om middernag. Toe het ek gebid dat die gevangenes sal luister word. Dis 'n gesange wat hulle sing daar. Hulle sing tot eer van die Here. En die gevangenes sal luister. En toe hulle begin dink dit wat God behaag, toe sing hy die gevangenes, halleluja. En hy begin en beweeg en hulle word vrygelaat. Toe Petrus in die tronk is, toe sit hy daar, vasgepen. Maar daar was 'n gemeente wat iets kon doen, kerk. Hulle het in die middernagtelike ure by mekaar gekom en gebid. En toe God die fondasie skep en die grendels breek los en hy stengel lei hom uit en hy kom by die huis. Jorone die deur oopmaak en sy spook en sy slaan die deur in sy gesig toe. Sy sien sy spook op sy. Lyk soos Petrus. Wat het net gebeur? Hulle moes iets doen. Hulle moes iets doen. Maar die verlore seun moes iets doen. Hy moes opstaan. En ek weet nie vanmôre hoe lank jy hier slegte dag gaan. Maar vanmôre het ons 'n koortjie wat ons gaan sing. Wil die Holy Spirit move on me. Here begin bietjie deur my beweeg, in my beweeg. Here laat aan die buitekant sigbaar sal wees. Halleluja. Die duiwel moet vrees vanmôre as jy wakker word. En God gee jou genade dag. Want die duiwel bekommerd wees. O, hy's 'n kind van God wat vanmôre opgestaan het met die krag van die Alreine. Sien as 'n verskil. Op 'n stadium met Johnny Swaggart sê hy vir 'n konferensie. En as 'n duiwel besetene. En hulle dryf uit en dan spring in die ouwe. Hulle dryf dit en spring in daai ouwe. Toe is daar 'n paar ouens wat wil inspring. Toe praat die duiwel met hulle. Hy sê vir Jesus ken ek. Van Paulus weet ek, maar jy, wie is jy? As jy die krag en die Heilige Gees van God, dan sou jy geweet het wie jy is. Hy was allemaal by die konferensie. Allemaal wat bygewoon het. Maar as nie te sê allemaal, het die krag in hulle gehad, werk nie. Jy het vanmorgen die krag in jou. Jy het vanmorgen die autoriteit in jou. En jy gaan sê, come Holy Spirit, move on me. Jy sê, jy kan nie voor jy sê, betek het 'n wonderlike getuienis. 20 jaar terug, toe doen die Here dit en dit. Die laaste 20 jaar wat dit gebeur. Come Holy Spirit, move on me. Here, elke bid'uur aand wil ek 'n vassalwing hê. Elke sondagmôre, Here, wil ek 'n vassalwing hê. Elke keer wanneer die manne bid op 'n Dinsdag aand wil ek 'n vassalwing hê. Elke donderdagoggend wanneer die sintig by mekaar kom vir 'n bid'uur, moet hulle 'n vassalwing hê en ek hoor dit gaan goed daar by die sintig op die bid'ure. Maar ek bid dat God nog meer sal seën, halleluja. Nog meer sal byvoeg. As jy vanmôre saam op jou die voete wil staan en sê, Here, gee 'n vassalwing oor my. Come Holy Spirit, move. En dat die Here jou vanmôre sal vrymaak. Nuwe wyn sal ingee. Jy sê, jy moet waak en bid. Jy kan nie net gaan sit en negatief praat en negatief spreek en negatief dit. Nee. Jy gaan die negatieve vrug kry. En jy gaan dit eet. Want dis wat die Bybel sê. Glory to God, kom ons. Sing het saam. Oh, come, Holy Spirit, move on me. Oh, by your anointing, by your power, by your
Oh yes, and God, Holy Spirit, move on me. Oh, by your anointing, set us free. Oh, pour out your wine on this thirsty heart of mine. Oh, God, Holy Spirit, move on me. Halleluja. Dierbare Hemelse Vader, ons wil vanmorgen bid. Here, dat die Gees van die Here oor die mense sal hê, dat die salwing van God oor ons uitgestort sal word. Ek wil bid vanmorgen, Here, dat die salwing op ons hoof sal val, dat het sal afdruk op ons skouers, dat het sal afloop na ons heupe toe, dat het sal afvloei, Here, na ons voetsole toe in Jesus naam. Maar wanneer ons sal praat, dat ons woorde gelouter sal wees deur die Heilige Gees van God vanmorgen. Here, ons wil vanmorgen bid dat die sal bande breek en kettinge breek. Here, die verslawing sal vrymaak in Jesus naam. Dat die omstandighede sal oplig, dat die krankhede genees vanmorgen in Jesus naam. Here, waar antwoorde nodig is, dat die antwoorde sal voorsien waar daar vrae is, Here, in Jesus naam. Ek wil bid, Vader, trek nooit die Gees van ons al weg. Here, trek lig die salwing van ons af op. Want is die salwing wat die juke breek. Kerk weet, Here, ons het vanmorgen die salwing weer nodig. Die Gees van God weer nodig as ooit van tevore. En ek wil bid, Here, want ons laat stap, dat die man en vrouwe vorm na die beeld van die See. Here, dat ons die vyand, die woord sê, is onder ons voete gestel, waar hy ons spoedig sal verbruis. Dat ons, Here, die sal wees wat hardloop nie. Maar wanneer die vyand na ons kom, dat hy op 7 paaie voor ons sal wegvlug. Want U is die erde, die skat, en U die erde kry. Ons mag al breek vanmorgen, maar U is by magte om ons staande te hou, en ons heel te maak. En die volk van die Here sê vanmorgen, Amen. Amen.